Vriende, baie welkom by vanoggend. Aan ons besoekers, baie welkom. Julle het agtergekom, ons is 'n baie lawaaierige gemeente en musiek is vir ons belangrik. En om die Here se naam groot te maak, is vir ons nog belangriker. My hart vanoggend vir jou is dat mag die Here jou ontmoet op die plek waar jy is en mag jy iets ontvang van God vandag uit sy woord uit. En dat dit nie sal gaan oor hierdie ou wat hier staan nie, maar dat God met jou sal werk. Baie mooi gesê. Maar ek wil jou groet met die volgende woorde. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, ja, die ene wat eerste uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. So, die van julle wat nou deel van die groep by die gemeente is, sal sien dat ons 'n tema het, en ons tema vanoggend, dis hy, geroep uit 'n plek van gemak. En dit gebeur baie keer met mense dat ons is gemaklik en God roep en dan werk dinge nie so lekker uit nie. So my eerste vraag is, wat is gemak? Is jy gemaklik vanoggend? Sit jy lekker? Is die kussing sag vir jou? Is die lug koel? Maar die lug moet koel wees, anders sit 'n mens en later plak jy in die sitplek vas, maar dis nou te veel inligting. Maar gemak is gerief, om ontspanne te wees, om gerusstellend te wees. En daar's geen moeite in jou lewe nie. Dis gemak. Dis lekker. Dis 'n lekker plek om te wees. Dis die beste plek in jou lewe. Nou goed, wat is ongemak? Die krag wat afgaan. Die probleem by ons in Suid-Afrika is met hierdie load shedding, ons het beginne om gewoon te raak aan dit, aan hierdie ongemak. Ons het beginne leer om daarmee saam te leef. So ongemaklik soos wat dit is. Maar wanneer dit regtig moeilik geraak het, veral in die eerste keer is 'n load shedding, ek gaan nou maar die woord gebruik, almal weet wat dit beteken in Engels. En die volgende ene is, het ons generators gekoop, né? En ons het grootes en kleintjies. En vir die eerste ruk om die braaivleisvuur, het die manne vir mekaar vertel, wat het hulle gekoop? En die een is beter as daai een, en dis hoe hy werk. En toe is dit sonpanele en LED ligte, en daar word tyd en geld gespandeer, om net dinge gerieflik te hê. Ek weet, op 'n Sondagoggend, op 'n sekere stadium, met vrouens in die huis, dan moet die generator hardloop, want dan moet die hare geblaas word. En dit sal net so wees. En dis reg, daar's niks fout daarmee nie. Maar mense verskil. Ek's 'n gemaklike mens. As jy vir my vra om 10 gate in die grond te grou, en dit gaan om en by 5 ure vat, sal ek 4,5 ure spandeer om 'n masjien te ontwerp wat dit in 'n halfuur kan doen. Want dit is makliker. Mens hou van gemak. As jy nou nog nie mooi verstaan, wat is ongemak nie? Ongemak is wanneer jy voor die TV lê. Wanneer jy ken hierdie ene. Jy lê voor die TV, die sport is aan, en skielik moet jy die asblik gaan uitgooi. Ja, dis ongemak. Jy is mos nou gemaklik, jy's op 'n lekker plek. Vanoggend gaan dit oor om geroep te word uit 'n plek van gemaklikheid. En dis presies wat my en jou se persoonlike geestelike lewe moet gebeur. Daar's baie mense wat geroep is uit ongemak as ons na die woord van die Here kyk. Ek wil 'n paar mense vir jou noem uit die Bybel. Die eerste een is Abraham. Abraham het lekker gebly in sy land. Daar was niks snaaks wat gebeur het nie. Dis sy plek. God kom en roep en sê vir Abraham, trek. Hy weet nie eens waar hy nie. Hoe sou jy gevoel daar? Moses was op 'n gemaklike plek. Skielik moet hy 'n volk uit Egipte uitlei, en voor hy dit reg kry, maar met die Here se genade, moet hy nou nog met die farao hierdie 10 plaas situasie ook hanteer. Dis ongemak. Gideon moes uit 'n gewone plek as 'n mens, soos ek en jy, wat maar net 'n lewe gemaak het, ewe skielik die Israeliete bevry van die Moabiete. Dawid het musiek gemaak tussen skape. Lekker. Rustig. Hy moes nou en dan 'n beer of 'n leeu doodmaak, maar dit was al wat hy gedoen het. Hy word geroep om 'n koning te word, toe nie 'n musikant nie. En hy lei 'n volk, en daar was baie uitdagings. Volgende een, laaste een is, die 12 disippels was vissermanne, van hulle was tollenaars, maar hulle lewe het goed gegaan. Dink maar aan Matteus, die tollenaar, wat lekker gelewe het, en hy het sy geldjies gekry elke maand, want hy het daarmee gewerk. Hy het gewheel en deel. Die ander ou het vis gevang. Nuwe skielik sê die Here vir hulle, los alles en volg my. Dis ongemak, is nie maklik nie. Ek wil vanoggend met jou 'n skrif deel, ons gaan 'n bietjie Bybel lees,
uit Jeremia uit. En jy kan vir my oopmaak Jeremia is in die Ou Testament, as jy nie geweet het nie. Moet hom nou maar daar gaan soek. Is een van die profete. En ons gaan Jeremia hoofstuk 1 lees. Ek het 'n Engelse Bybel, né? Benadette. Okay. En het ek iemand met 'n 53 vertaling. Nolly het julle 53 vertaling. 83. Ons sal kyk 'n bietjie wat sê hy. Daar's 'n 53 vertaling. Ons sal nou vra, daar's 'n paar woorde waarmee ons bietjie gaan kyk wat sê die Afrikaanse taal daaroor en die Engels. So Jeremia 1, is een van die profete. Ek wil met jou iets deel, waar jy kan om die braaivleisvuur deel terwyl hulle blaai. Dit kos jou niks vir oggend nie. As jy Psalm 1 gaan lees, gelukkig is die man wat op die woord van die Here staan, wat dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom by 'n waterstroom, wat sy vrugte sal dra, waarvan die blare nooit sal verwelk nie. Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die man wat op die Here staan. Hy is soos 'n boom by 'n waterstroom, wat sy blare sal dra, en wanneer dit warm word, sal hy nooit verskroei nie. Baie interessant. Daar's geen bewyse dat Jeremia Psalm 1 geskryf het nie, maar daar's so 'n braaivleisgesprek. Jy kan hom aan die gang sit en dan kan jy 'n bietjie redeneer. Is jy reg saam met my? Jeremia 1, jy sal sien hy's op die bord ook. Kom ons lees saam. Die woorde van Jeremia, seun van Hilkai, uit die priestergeslag van Anatot in die gebied van Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom in die dae van Josia, seun van Amon, die koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering. En ook in die dae van Jojakim, seun van Josia, die koning van Juda, tot aan die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia, seun van Josia, die koning van Juda, tot en met die wegvoering van Jerusalem in die 5de maand. Die woord van die Here het tot my gekom, is Jeremia se woorde self. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het ek jou bestem. Daarop het ek gesê, ag my Heer, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog so jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is nog 'n kind nie, want na wie ook al ek jou stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy sê. Jy moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou om jou te red, is die uitspraak van die Here. Die Here het toe sy hand uitgesteek en my mond aangeraak. Die Here het my gesê, kyk, ek lê my woorde in jou mond. Is dit nie mooi nie? Jeremia het nodig om iets te doen, die Here steek sy hand uit. Direk, as jy gaan na Jesaja lees, gaan jy dieselfde ding kry, maar ek wil nie die volgende paar preke weggee nie. In Jesaja gaan dieselfde ding gebeur, onthou dit. Vers 10, kom ons gaan aan. Let op, ek stel jou vandag aan oor nasies en koninkryke, om uit te ruk en af te breek, en ten gronde te laat gaan en plat te slaan, om te bou en te plant. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien die tak van 'n amandelboom. Toe sê die Here vir my, jy het goed gekyk, want ek het 'n bedag daarop, om my woorde uit te voer. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Wat sien jy? En hy het geantwoord, ek sien 'n stoomende pot, en sy inhoud kook van die noorde kant af. Toe sê die Here vir my, uit die noorde sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land. Want kyk, ek gaan al die familiegroepe van die koninkryke in die noorde oproep, is die uitspraak van die Here, en hulle sal kom, en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van Jerusalem se poorte, en by al haar stadsmure, reg rondom, en by al die dorpe van Judea. Ek sal my oordele oor hulle uitspreek, wens al hulle boosheid, omdat hulle my verlaat het, vir ander gode offers verbrand het, en voor hulle handewerk in aanbidding gebuig het. Maar jy moet jou heupe omgord, gereed maak, en vir hulle alles gaan sê wat ek jou beveel het. Moenie vir hulle bang wees nie, anders gee ek jou 'n rede om vir hulle bang te wees. Is dit nie mooi nie? Dit klink soos my ouers. As jy begin huil, ek sê vir jou 'n rede gee om te begin huil. Dit is nog 'n manier, ek weet nie of julle so groot gemaak is nie. So bly nou stil en doen wat jy moet. Dis wat ons ouers gesê het, maar dis mooi, die Here sê hierso, anders gee ek vir jou 'n rede om vir hulle bang te wees. Ons gaan nou kyk daarna. En kyk, ek maak jou vandag 'n versterkte stad, 'n ysterpilaar en 'n koperstadsmuur teen die hele land,
die konings van Juda, Jerusalem se hoë amptenare, haar priesters en die volk van die land. Dis 'n mondvol. Jy sit klomp goeters en jy gaan nie alles onthou nie, maar ek sal saam met jou daar deurstap. Wat op aarde het hier gebeur? Nou Jeremia het ons geen kennis van voordat dit hier begin het nie. En as jy gaan agterkom, het was baie vinnig gesê in vers 6, Here, ek is nog 'n kind. Met ander woorde, hy is jonk. En er sit 'n paar jong mense. En vanoggend gaan ek vir julle preek. Julle wat nog jonk in die lewe is, maar dis ander jong mense ook, soos ek. Ja, ons is nog jong mense. Dis waar. En hy het vir 40 jaar, was hy profeet, het hy opgetree vir die Here, tot en met die val van Jerusalem, 586 voor Christus. Maar hy het dit nie maklik gehad nie. As ek kon, sou ek die hele boek Jeremia vandag gepreek het, maar dan sou ons miskien 6 uur vanaand eers huis toe gegaan het. So ons gaan bietjie kyk daarna in die toekoms, maar Jeremia het dit moeilik gehad, dit was 'n baie moeilike tyd. Maar, hy was die spreekbuis vir God, hy is geroep, jy moet die werk doen, dis hoe dit gaan wees. Maar as jy na die eerste paar verse kyk, veral toe hy begin praat het, en toe is daar 'n stukkie geskiedenis, en toe sê maar die Here het gepraat. Iets maak nie sin hierso nie. Want die teks begin en sê Jeremia wat praat, en die volgende stuk van die teks sê, die Here wat praat. Dit maak nie sin nie. Wanneer is dit nou Jeremia en wanneer is dit God? Wanneer kan ek luister wat hier gesê word, of wanneer is ek nou nie mooi seker nie? As jy na die hele skrif gaan kyk, mense was nie robotte wat inligting net moes gesê het nie. Nooit nie. Die Gees van God het deur mense gewerk. Daar's altyd 'n stuk identiteit. Jy kan maar gaan kyk na Paulus se briewe. Hy het 'n sekere manier gehad van skryf. Jakobus se manier, Johannes se manier. Daar's 'n stuk identiteit wat saam met dit gaan. Dieselfde is vir my en jou. Wanneer ek en jy vanoggend vir iemand gaan vertel van wat daai ou wat hier gestaan het gesê het, gaan jy op 'n sekere manier dit oordra, want jy het 'n sekere identiteit. Ek en jy gaan nie in een of ander trance in en dan borrel ons net die inligting uit nie. Nee. Want God het jou gemaak met sy Gees. En in jou identiteit gaan jy dit deel. So Jeremia het 'n klomp goed hier gesê, maar al die pad is dit deur God. Jy kan na die hele skrif gaan kyk, hoe's goed aan mekaar gesit, wie het wanneer geskryf en wat het hulle gesê. Jeremia is die skrywer van hierdie boek, onder leiding van die Gees, en hier word goeders met ons gedeel. Vers 2 tot vers 3 is 'n bietjie geskiedkundige agtergrond, maar dis nie my fokus vanoggend nie, ek wil graag verder gaan, ek wil kom by roeping. Ons eerste belangrike gedeelte is, Jeremia word geroep. En hier begin die moeilikheid, hier begin al die dinge wat die uitdagings is. En God gee woorde aan Jeremia, en as jy vers 4 tot vers 5 lees, dan sê hy vir hom, ek het jou geroep voor jy gebore is. Hy gaan verder, hy sê, ek het jou heilig gemaak. Wat beteken heilig? Gaan iemand vir my sê? Afgesonder. Ek weet nie, is ek dalk reg of is ek dalk verkeerd, help my. Maar as jy heilig is jy afgesonder. Nou, wees versigtig om vir iemand te sê, hulle is hoog heilig, of hulle is in die kerk en nou is hulle heilig. Ja, ons streef na heiligmaking. Maar die Here het hom afgesonder, dis die fokus vanoggend. Hy is die spreekbuis van baie nasies. Maar vers 4 en vers 5 leer iets vir ons. Die Here het Jeremia geken voor hy gebore is. Hier is kinders in hierdie gemeente wat ek ook geken het voor hulle gebore was. Nou het ek jou aandag. Ons almal het gegaan vir 'n sonar. Ons het die mensie gesien, miskien nie 'n foto nie, nou doen hulle 3D en 4D sonars om die kind se gesig te sien. Maar ons het al 'n prentjie van 'n kind voor hulle gebore is. Dis ongelooflik. Dis die tegnologie wat ons het. Want dan kan ons solank die kamer die regte kleur verf, dit help nogal baie keer. Behalwe as daar vir jou 'n verrassing is. Maar dis hoe dit met die Here gewerk het. Hy het Jeremia geken nog voor hy gebore is. Hy het 'n plan met hom gehad. En met jou. Jy's nie 'n ongeluk nie. Jy het nie maar per toeval gebeur nie. Partykeer voel ons so. God het 'n plan met elkeen en ek sê dit al soveel keer op Sondag.
Die feit dat jy hier sit is, jou plan is nie klaar nie. En daarom wil ek dit net inkry in hierdie boodskap, en dit is op YouTube, is dat, en dit maak dit vir my baie duidelik, abortus is nog steeds moord. Want daar's klaar 'n identiteit aan my en jou voordat ons gebore is. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander keer. Maar die belangrikste is, ek en jy is geroep al lankal. Kom ons praat 'n bietjie oor jou roeping. Waarvoor is jy geroep? Nou die meeste mense gaan vir my sê, ja, maar jy weet, jy moet dan nou eers een of ander kwalifikasie het voordat 'n mens geroep is. Ons almal is geroep vir verskillende goeders. Nie een van ons is vir dieselfde ding geroep nie. Die mooiste van alles is in die koninkryk en selfs in 'n gemeente soos dese, al die gawes wat ons nodig het, is hier. Ek dink jy sê van die gawes wat nog nie ontgin is nie, maar hulle is hier. Alles wat ons nodig het om hierdie gemeente te maak werk, het God klaar gegee. Is daar, is hier, tussen ons. So jy sê, maar jy is nie seker oor gawes nie. Ons het 'n kursus gedoen met die kerkraad, die aanbiddingspan en die jongvolwassenes vir 2 Sondae, en ons het gaan kyk na gawes wat in ons elkeen ingebou is, en dit verander nie. En hoor 'n bietjie wat staan in Romeine 12 oor hierdie gawes wat ons het. Romeine 12 vers 6. Het ons hom op die bord. Ek dink is goed, kom ons maak sommer saam oor by Romeine 12 vers 6. Dis nou in die Nuwe Testament. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine. Dis die 6de boek. Ja, ek sê reg. Dis die 6de boek in die Nuwe Testament. Romeine 12 vanaf vers 6. Jy kan hierdie, as jy iemand is wat in jou Bybel skryf, as jy baie welkom, jy kan dit in jou Bybel merk ook. Kom ons lees saam, Romeine 12 vers 6. Nou as jy die gedeelte voor dit lees, dan praat Paulus al die pad hier oor die liggaam van Christus en die kerk, dis vir hom belangrik, maar dan sê hy, ons het gawes wat van mekaar verskil, verseker. Volgens die genade wat aan ons gegee is, dit wat jy het en dit wat jy is en dit is hoe jy lyk, is 'n genade van God. Hy het dit vir jou gegee. Jy het dit nie eens verdien nie. As die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig gee. Wie kan bemoedig, moet bemoedig. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid betoon, moet dit met blydskap doen. Met ander woorde, ons het nie net nodig om pannekoeke te rol as ons in die kerk is nie. Of goeders te bak nie. En ons is baie dankbaar daarvoor. Daar's meer om te doen. Hierdie is gawes. Maar ek wil nie verder daarby staan nie. Die probleem is, ons het hierdie gawes, ons word geroep daarmee, maar dit is ongemaklik. Ons wil dit nie doen nie, dit vat tyd, dit vat energie. Iemand het eendag vir my gesê, ek gee nie 'n tiende vir die kerk nie, ek gee 'n tiende van my tyd. Het jy al 'n bietjie uitgewerk wat is 'n tiende van jou tyd? Wat is 'n tiende van 24 uur? Is dit 2.4 ure 'n dag? Maal dit bietjie met 'n week, dan kyk jy bietjie hoeveel ure is dit. Ek het nie soveel ure nie. Regtig, dis vir my makliker om liewer my tiende te gee. Al is ek in die bediening, kom ek nie eens by soveel ure uit nie. So 'n bietjie daaraan gedink. Wat is 'n tiende van jou tyd? Dis baie. As jy dit kon doen, wonderlik. As jy afgetree is en dis vir jou moontlik, doen dit, verseker, want dis jou seisoen waarin jy is. Maar ons hou nie hiervan nie, want dit is ongemaklik. Ons klink soos Jeremia. Dit gaan nie nou vir my werk nie, want dit is ongemaklik. So, ek het vir jou 'n paar goeders gesê, hoe gaan dit dan met jou roeping, waarvoor die Here jou geroep het, met dit wat jy het? Die hartseer is, kerkmense, kinders van God, is hulle hele lewe lank betrokke, miskien nie betrokke nie, lees die woord van die Here, maar mis dit heeltemal. Hulle het 'n roeping, hulle het 'n gawe, maar hulle gebruik hom nie. Daarmee sê ons nie dat jy aan die einde van die dag op 'n verkeerde plek gaan beland, in die hel nie, dis nie waaroor dit gaan nie, jy mis net uit. Jy het dit.
Dis vir jou gegee. Jy het nie nodig om eers te werk daarvoor nie. Dis gegee vir jou. Want roeping help ook met versorging. Dis die ander probleem is, baie mense dink ook baie keer, al hoe jy kan roeping doen, is as dit 'n manier is hoe jy 'n inkomste verdien om jouself te versorg. Met ander woorde, dis iemand wat hier voor staan. Dis die enigste ouens wat geroep is, want hulle word daarom versorg deur 'n inkomste te kry. Ons het nie nodig om dit te kry nie, ek gaan nou vir jou die teendeel bewys. Elkeen van ons het 'n roeping. Jy het nie nodig om 'n predikant, 'n pastoor of 'n sendeling te wees om te doen wat God wil hê nie. Maar ek gaan vir jou baie reguit ding sê. Ek het hom laas Sondag gesê en ek gaan hom weer sê vir die mense wat nie vir al die is. Mense sê baie keer, maar weet jy wat? Ek het nie nodig om vir die Here iets te doen nie. Ek moet net 'n mooi lewe lei. Ek moet net wys ek is 'n Christen. Bring vir my die teksvers en die woord van God. Ja, ons moet soos Christene leef. Wat sê, dis hoe ons moet uitgaan. Elke skrif in die woord, elke keer wat Jesus gepraat het in hierdie boek, het hy gesê, gaan uit. Gaan praat met die mense. Hy het nie gesê, lewe net 'n mooi lewe nie. Nie een van hierdie ouens waarvan ek nou net gepraat het en alles, is geroep deur te sê, Abraham, jy moet net 'n mooi lewe lei. Nee. Abraham, pak jou goedjies en trek. Disippels, volg my. Dis wat God wil hê. Ongemaklikheid, verseker. En dan kry ek die volgende ene, ons het gepreek een Sondag daaroor, die ja maar generasie. Ja, maar ek is 'n gewone mens en ek het net 'n gewone ambag, weet jy, ek ook voorheen in my lewe gedoen. Ek kan nie goed doen nie, ek ken nie die Bybel nie. Kom ons lees saam, en ons maak oop by Eksodus 31. Dis die tweede boek in die Bybel, in die Ou Testament. Ons maak 'n bietjie oop by Eksodus 32. Vandag gaan ons Bybel lees. Julle moet vasbyt. Ek wil graag Eksodus 31, vanaf vers 1. En hoor bietjie wat doen die Here daar. Doodgewone mens, net soos ek en jy. Eksodus 31 vanaf vers 1. Die Here het met Moses gepraat en gesê, kyk, ek het Besaleel, seun van Uri, seun van Gur, van die stam van Juda by die naam geroep. Ek het hom met die gees van God vervul, met wysheid, insig, kennis en met al die nodige vakmanskap om vindingryke planne te beraam vir die werk met goud, silwer en brons en vir die bewerking van edelstene, vir monterings en die bewerking van hout om dit te doen met al die nodige vakmanskap. Ons bly in 'n gemeenskap van ambagsmanne. Jou ambag het God vir jou gegee as 'n gawe. Ek weet nie of julle weet nie, daar's 'n sê ding oor mense in Vanderbijlpark. In Vanderbijlpark sukkel klein kontrakteurs met besigheid. Hoekom? Want mense in Vanderbijlpark werk aan hulle eie 3 liter Fords en hulle slaan hulle eie Naughty Point plafonne. Ja. Ons maak 'n plan. Dis hoe ons werk in ons gemeenskap. 'n ding sal werk. Ons kan planne maak. Hier staan in God se woord. God se gees het hierdie man aangeraak. Hoekom? Want hy moes die ark bou, die verbondsark. Wat dit nog mooier maak is, daar staan nie net, hy het vir hom die gawe gegee om net die ark te bou nie. Hierdie ou het reeds die gawe. Van jongs af. Die Here Jesus was 'n houtwerker, 'n skrynwerker. Hy het met 'n plank gewerk. Hy het met hout gewerk. God soek nie mense met papiere nie. Dis nie nodig nie. Hy roep gewone mense, soos Jeremia. Kom ons gaan terug na Jeremia toe. Nou wat is Jeremia se reaksie, want hy's baie dieselfde as wat ons gewoonlik het. Jeremia begin met 2 verskonings. Die eerste ene is, hy is te jonk. Die Here Jesus was 12 jaar oud, toe sy ouers hom agtergelaat het, en toe sit hy in die tempel, en hy redeneer met die mense, oor wat reg en verkeerd is. Hy was net 12. Jeremia is ook jonk. Ouderdom is irrelevant. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie.
Ouderdom bepaal nie jou identiteit nie. As die Here jou nodig het, maak dit nie saak hoe oud is jy nie, hy gee vir jou die gawe en hy gebruik jou. Maar jong mense voel, Here kan ons nie gebruik nie. Hier sit 'n paar van hulle, ek moet aan hierdie kant toe draai, hier sit 'n paar jong mense. Ek is 'n gewone jong mens, ek is 'n student, ek is 'n jong werkende. Die Here kan my nie gebruik nie, dis hoe ons almal voel. Ek het vir jou nuus, ons kyk weer in die woord van die Here. By die mannebediening lag die ouens al vir my, as hulle begin redeneer, dan sê ek, kom ons vat die Bybel, dan kyk ons wat sê. Eerste persoon wat ek met jou wil deel, jong mens, is Samuel. Daar staan in die skrif dat Samuel, net nadat sy ma hom gespeen het, ek dink hy bestaan baie mooi daaraan, toe drink hy nie meer melk nie. Hy was nie so groot nie, hy was so. Samuel was 'n klein seentjie, toe vat sy ma hom tempel toe, want sy gaan hom wy aan die tempel. En toe begin Samuel om die werk van die Here te doen. En wat 'n groot profeet. Dawid was 'n seun, toe word hy gesalf as koning. Hy het later koning geword, maar was 'n kind. Timoteus was 'n jong predikant, wat dit moeilik gehad het, want die mense het nie gehou van hom wat jonk is nie. Hy was jonk. Paulus moes hom die hele tyd bemoedig. Ek kan jou een ding sê, as predikant, en dit raak moeilik, en jy weet nie meer wat nie, dan gaan lees jy net die boek Timoteus, dan kry jy weer energie, dan moet jy vir jy, nee wat, ek doen nie te sleg nie, Timoteus het net so gesukkel. Timoteus was jonk. Dan wil ek jou vertel van 'n ander seentjie, toe die 5000 mense kos gegee is, alhoewel hulle sê dis 15000, want hulle tel net die man, so kom ons sit 'n vrou by en 'n kind ten minste, was daar ook 'n seun wat iets spesiaals gedoen het. En daai seentjie se ma het vir hom 'n lunchbox gepak, met 5 visse en 2 broodjies, nee. Ek kyk net of jy wakker is. Daardie seentjie het opgedaag en gesê, hierso, dis al wat ek het. Met 5 broodjies en 2 visies gehad. Hy was 'n kind. En hy dit wat die kind gehad het, het God vermeerder. Iemand moes met iets, dis hoe die Here maak, hy werk met wat hy het. Hy werk met jou met wat hy het. Hy het dit klaar in jou gesit. En almal van ons. So wat is jou verskoning? Selfde as Jeremia. Kom ons gaan verder. Jeremia het nou nog 'n verskoning, ons gaan 'n bietjie verder. Hy weet nie om te praat nie. Dit laat my dink aan 'n ander ou in Eksodus 4. Moses, maar Moses het vir die Here gesê, asseblief Here, ek is nie 'n man van woorde nie. En toe moes Aaron, daar's baie bespiegeling, Aaron se naam was nie Aaron nie, dit was Aaron. Maar omdat Moses so gesukkel het om te praat, het hy toe hy geskryf het aan die eerste 5 boeke toe, was dit Aaron. Doen 'n bietjie huiswerk daaroor. Baie, baie interessant. Want Moses het die boeke geskryf. Wat doen die Here in vers 9 met Jeremia? Hy raak sy mond aan. Hy gee vir hom die gawe wat hy nodig het. As daar iets is waarmee jy sukkel, dan gee ek jou die gawe. Dan raak ek jou aan. Dan gee ek vir jou wat jy nodig het. God is nie sonder, hy is nie sonder God nie. God sê vir hom, ek raak jou aan, ek gee vir jou die gawe, ek rus jou toe en ek stap saam met jou die pad. Kom ons gaan verder. Volgende ding wat ek wil noem is die God se openbaring. En as jy van vers 11 tot vers 16 verder lees, dan sal jy sien, God is besig daar met 'n groot openbaring. Ek het nie tyd vanoggend om daarna te kyk nie. Maar een ding is baie duidelik, as jy daardie verse lees, hier kom moeilikheid. En as jy die boek Jeremia verder lees, en ek wens ek kon die hele boek met jou deel, moes Jeremia vir die mense gaan sê, hier's moeilikheid. Hy moes vir hulle gaan sê, wat God nou gaan doen. Hy was nie populêr nie. Hy was in die tronk gesit, hy het dit baie moeilik gehad, 'n klomp goeters het met hom gebeur. Maar hy was uit sy gemaksone uit. Vers 17 wil ek graag weer vir jou lees en hoor wat sê die Here vir hom. Maar jy moet jou heupe omgord, gereed maak en vir hulle alles gaan sê wat ek jou beveel het. Moenie vir hulle bang wees nie, anders gee ek jou 'n rede om vir hulle bang te wees. God het gepraat. Tyd is nou verby vir geselsies, openbaring, wat gaan ons doen? Nou moet die werk begin. Omgord jou heupe, wat beteken dit? Jy sal sien in die Bybel is dit 'n hele paar keer gesit. Daardie mense het lang klere gedra. Byvoorbeeld as jy moes hardloop, of oorlog maak, of sekere werk doen, moes jy van hierdie lappe bymekaar maak, en met 'n gordel, kinders, dis 'n belt bymekaar maak, sodat jou voete daarom kan beweeg.
Met ander woorde, jy gaan nou 'n aksie doen. Dit was ook die beeldspraak wat gebruik is, ek gaan my heupe omgord, ek gaan begin met iets. Die Here sê vir hom, dis nou tyd, jy moet die werk doen. Jy moet gereed maak. Ek maak dit prakties in ons konteks. Jy kan die beste idee hê om 'n produk te ontwikkel, maar dit kan by 'n idee bly. Sit op papier. Jy kan die beste besigheidsidee hê, vra my, ek weet. Maar as jy hom nie doen nie, dan is dit nie 'n besigheid nie. Jy kan die mooiste stuk lap hê, vrouens, wat daar op die eetkamertafel lê, met 'n skêr en spelde en 'n patroon. Maar as jy nie begin om met die skêr te sny nie, dan gaan dit nie 'n rok word nie. Jy moet eers begin. Jeremia moet begin. En ek weet, om die werk te doen wat die Here vir my en jou vra om te doen, gaan tyd en geld vat, en moeite, en energie. Ek kom aan die einde, ek wil graag met jou die laaste stuk van vers 17 deel. Anders gee ek vir jou 'n rede om vir hulle bang te wees. God laat nie met hom speel nie. God gee 'n opdrag. Ek sal by jou wees, ek sal jou bystaan. Wat hy in daardie vers sê is, moenie bang wees nie. Want as jy nie gaan doen wat ek sê nie, gaan dit gebeur dat daardie mense teen jou draai en jy probleme op hê en jou volk probleme gaan kry en dit moeilik gaan wees. So die Here maak dit baie duidelik aan Jeremia, die werk wat gedoen moet gedoen word sodat daar 'n goeie uitspeel daarvan kan wees, kan ons die woord gebruik. Die vrugte wat gaan uitkom daarvan, en dieselfde in my en jou lewe. So kan jy die werk doen waarvoor die Here ons geroep het. Maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak waar jy betrokke is nie. Dan gaan daar aan die einde van die dag iets gebeur wat moet gebeur. Iets positiefs, altyd. Ek wil saamvat, Jeremia was 'n gewone mens. God het aan hom verskyn. Maar as iets moois wat daar gebeur het is, God het met hom gepraat. Nou dis die ander ding, miskien moet ek en jy partykeer in die Engelse woord is, need to check in. Ek moet so 'n bietjie nou en dan, bietjie by die Here gaan sit, en net met hom praat daaroor en sê, Here, maar waar staan ons twee? Hoe werk dinge? Waarvoor het U my nodig? Gebruik mense, gebruik omstandighede om in my lewe in te spreek. Soos Jeremia. Sodat jy aan die einde van die dag op 'n plek kan kom en te doen wat God wil hê. Anders gaan jy dit mis. En dis waar. Almal van ons word geroep op 'n plek van ongemak. Uit die gemak uit in die ongemak in. Maar dis wat die Here wil hê. Want ek en jy is medewerkers in sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U in gemak. Ons sit vanoggend in rustigheid by U. Ja, ons ken U as 'n God wat ons, soos Psalm 23, na waters waar rus is, lei U ons heen. Dis U hart vir ons. Maar dan is daar 'n tyd wat U ons roep, wat ons by U moet uitkom, wat ons die werk moet doen wat U vir ons gegee het. Ons wil U bid, Heilige Gees, kom by elkeen van ons, staan stil by ons, sodat ons aan die einde van die dag sal weet watter pad U wil hê ons moet loop. Ons dank U, Here, vir U goedheid en U guns. Ons dank U, Here, vir U genade. Amen.